Ja, my liewe vriende, baie hartlik goeiemôre. Dis wonderlik om weer in die huis van die Here te wees. Ek wil vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak in drie kort gedeeltes wat ek ver oggend saam met jou wil lees. Ons is besig met die progressiewe openbaring van die evangelie gedurende die dispensasies. En ek wil vanmôre vir jou twee gedeeltes lees wat baie duidelik die progressie of die ontwikkeling, as ek dit so kan sê, van die evangelie soos wat God dit aan die verskillende mense in die verskillende dispensasies bekend gemaak het en ons dit dan nou daarmee die onderskeiding kan tref. Ons gaan saam lees in Matteus hoofstuk 10, enkele verse, dan in Matteus hoofstuk 15, 'n baie bekende verhaal, en dan ook in die Nuwe Testament Paulus se evangelie aanbieding, die baie bekende 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Maar kom ek nooi jou, kom ons maak die woord van die Here oop en ons lees dan saam met eerbied en met respek terwyl sy woord in ons midde oop is en ons hoor dan so sê die Here. Matteus 10 vers 5. Ek wil jy moet mooi oplet na wat hier gesê word en wie die geadresseerdes is. Matteus 10 vers 5 lees ons, Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, wat sê hy? Moenie gaan op die pad na die heidene nie en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. En gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. En dan blaai ons na Matteus hoofstuk 15, die Kananeese vrou en die gesprek wat sy met Jesus gehad het. En ek wil kyk, jy moet weer baie mooi oplet, dat net soos in Matteus 10, hier baie duidelik die geadresseerdes van die evangelie gedurende die bedieningstyd van die Here Jesus uitgewys word. En Jesus, sê vers 21, het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeese vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete. U sal onthou, ek wil my net hier onderbreek, verskoon, dat in Matteus 10 het ons gelees, dat Jesus die 12 disippels uitstuur met die baie duidelike opdrag om te gaan en om siekes te genees, om dooies op te wek, om duiwels uit te dryf. Nou kom hierdie vrou en sy sê vir die Here Jesus, my dogter, in vers 22, is erg van die duiwel besete, wees my barmhartig. Maar, sê hy in vers 23, het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Jy moet nou die konteks onthou dat hulle gehoor in Matteus 10 dat hulle moet gestuur word vir die verlore skape van die huis van Israel. So hulle is baie duidelik bewus in hoofstuk 15 dat hulle nie met hierdie vrou moet praat nie. En daarom sê hulle vir Jesus, stuur haar weg, ons is nie vir haar nie. Maar nou sien ons wat Jesus sê in vers 24, maar hy antwoord en sê, ek is vir die vrou, ek is net gestuur
na die verlore skape van die huis van Israel. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Met ander woorde, dis nie reg dat die evangelie van bekering, die voorbereiding vir die koninkryk van God se koningskap, die gestuurde Messias, dat daardie brood nou vir iemand anders gegee word. Dis nie goed dat die brood van die kinders geneem word en vir die hondjies gegooi word. En sy sê, ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval. So met ander woorde, sy sê dat ons kan ons maar van die brokstukke kry. Ons kan ons dit wat oorbly kan ons mos kry as heidene. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. En dan blaai ons na 1 Korintiërs hoofstuk 15 en ons lees wat sê Paulus wanneer hy met die heidene praat in die gemeente in Korinte. Wat is die evangelie? Hy sê, broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan. Waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, en hier kom nou die evangelie, wat ek ook ontvang het. En dis die boodskap nou van Christus aan die heidene, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Baie duidelik, sal jy onthou ook by verlede week se skriflesing, word Johannes gestuur as voorbereider, en sy boodskap is, bekeer julle Israel, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Ek is die voorbereider, sê Johannes, vir die koms van die Messias. En Jesus sê vir sy disippels in Matteus 10, ek stuur julle na die huis van Israel. Maar nou kom Paulus in die Nuwe Testament en hy praat met die heidene en hy sê, dis die evangelie, 'n eenvoudige, viervoudige evangelie. Hy het gesterf, hy het begrawe, hy is opgewek en hy het om lewend verskyn. En ek hoop dat u, so wat ons volg, hierdie onderskeid sal begin raak sien en dat hierdie woord en hierdie dispensasies vir jou sal oopgaan sodat jy die woord van die waarheid regsny, maar ook dat ons sal leer wat God vir wie in die skrif sê en ons nie iemand anderster se pos gaan lees nie. Ons is besig met die evangelie se progressiewe aanbieding deur die verskillende dispensasies en ons is by deel 2. Jy sal onthou, ons het verlede week met jou gepraat oor die dispensasie van onskuld, daardie groen pyl wat dan op die eerste ramp tot die einde kom van die skepping af tot en met die sondeval. Ons wil vanmôre met jou praat oor die tweede dispensasie, die rooi pyl, wat dan handel van die sondeval en tot 'n einde kom by 'n volgende ramp en dit is die sonvloed. Toe God hierdie aarde met water vernietig het. So alhoewel jy sien dat elke dispensasie begin God van vooraf en dit eindig wanneer die mense gemors maak van daardie dispensasie, God se aanbieding nie wil aanvaar nie en God dan die dispensasie eindig met 'n ramp of dan met straf. Kom ons begin. Ons het verlede week stil gestaan
by die ernstige gevolge wat toestemming tot sonde aan die lewe van die mens en aan sy siel gedoen het. Die oomblik toe Adam en Eva van die vrug neem, het daar gevolge gekom wat vir ewig die volmaakte toestand van die geskape wesens wat God geskep het, totaal verander en vernietig het. Ernstige gevolge. Die mens is geskape na die beeld en na die gelykenis van God, het ons gelees, en om na die beeld van God geskape te wees, is uniek aan die skepping van die mens alleen die vermoë om verantwoordelike keuses te maak. En dis die beeld van God, hoe hy die mens geskaap het. Die mens is die enigste een wat die vermoë het om te kan kies. Om na die gelykenis van God geskape te wees, sou beteken het dat die mens soos God, nie God nie, maar soos God, volkome kan wees en God gelyk kan leef, God gelykenis kan hê. Die Engelse woord is baie beter as hy sê godliness, Gods gelykheidnis, om dit te beset. Die vermoë om in volkome verhouding met God te leef sonder dat iets daardie verhouding skade doen. Met ander woorde, as ons nou mooi sien dat toe God vir Adam en Eva geskaap het, was sy bedoeling, soos wat Maleagi dan sê, dat hy kinders en kleinkinders, 'n geslag van God gesoek het, wat hom kan dien en wat saam met hom hierdie skepping kan geniet. Romeine 3 vers 23 sê juis vir ons, en hy beklemtoon juis hierdie krisis, en hy sê, want almal het gesondig, en dit, die feit dat hulle gesondig het, ontbreek hulle aan hierdie godliness, om soos in die gelykenis van God te wees. Dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die mens het sonde gekies en vir ewig hierdie godsgelykheid, hierdie mag om te heers wat God die mens gegee het en oor die aarde te bestuur, het sonde van die mens weggeneem, omdat die mens dit verkoop het en die mens onder die mag van sonde gekom het. Dit was die weggee van die heerskappy wat God in gedagte gehad het, wat die mens oor die aarde moes heers, en net Christus, net die sondelose volmaakte Christus Jesus wat kom sterf het, kan dit vir die mens terugkoop. En baie duidelik dat u sal verstaan dat die mens kan dit nie self terugneem. Daar is twee tipes mense. Die een mens, soos wat jy gebore word, verlore onder die mag en die heerskappy van sonde, en die mens wat op die plek gekom het, wat die genade van God in Christus Jesus aangeneem het, erken het, dat Jesus die bron is, en die enigste manier is, wat die verhouding wat sonde gebreek het is in God en die mens kan kom herstel. En dan die erkenning te gee, daardie genade aan te neem en te besef, ek kan niks doen om daarvoor te werk nie. Bietjie meer hieroor later. Die gedeelte sluit af met nie net straf nie, maar ook die eerste belofte van 'n finale oorwinning oor Satan en oor sonde. Die belofte in Genesis 3 vers 15 sê, hy sê ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en tussen haar saad. Hy sê vir die duiwel, vir die slang, daar sal van hierdie oomblik af, sal daar vyandskap wees tussen jou manier van dinge doen en God se manier van dinge doen. Tussen jou saad van sonde en verlorenheid en gruwelikheid en die saad van die vrou wat heen wys na die Here Jesus, die volmaakte lewe, die volmaakte offer wat God
in Christus aan die mens kom aanbied om die gebroke verhouding te herstel. Met ander woorde, daar sal voortdurende vyandskap wees waarin hierdie mens homself gewikkel gaan sien. En God gee die belofte, die wonderlikheid, dat ek en jy vandag kan weet, dat as ek Jesus aanneem, hy alreeds die mag van sonde in my lewe oorwin het. En ek deur soos hy te leef, in oorwinning te kan leef, in my posisie te bly staan en nie nodig het om iets te doen om salig te word. Nie lank na die sondeval nie, sien ons die eerste van hierdie vyandelike konfrontasies tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Kain en Abel is die eerste mense wat uit Adam en Eva gebore is, en Kain vermoor vir Abel. Dan sien ons hoe Farao probeer om die bloedlyn van die volk wat God toe gekies het, Jakob se nageslag, om die bloedlyn uit te wis deur die babas in Egipte te vermoor, sodat hulle nie kan voortbestaan. Ons lees by 'n paar plekke dat koning Saul, toe hy agterkom dat die Here vir Dawid gekies het as koning in sy plek, het koning Saul by 'n paar keer probeer om van Dawid ontslae te raak, want die duiwel het geweet dat Jesus uit die geslag van Dawid sal wees, en daarom het hy alles gedoen, hy en sy saad, om die voortbestaan en die redding wat daar in Dawid se nageslag, Jesus Christus die Messias, sou kom. Koningin Atalia het later die huis van Juda uitgewis, of amper uitgewis, want Juda was die stam waaruit die Messias gebore moet word. Dit was die koningsstam. Haman het in Ester pogings aangewend om te moor, en die Jode selfs die geleentheid gegee om terug te veg, maar sy doel was om van die Jode ontslae te raak. En dan lees ons ook van Herodes, wat al die babas in Bethlehem vermoor het, 2 jaar en jonger, toe hy gehoor het daar's 'n koning van die Jode gebore, en hy koning wou wees. Elke keer het die saad van Satan in vyandskap en in stryd gekom met die saad van die vrou. En die duiwel dink dat toe Jesus aan die kruis sterf, hy daardie finale oorwinning behaal het. Jesus sterf aan die kruis en die Jode verwerp Jesus. En die duiwel het gedink dat dit nou die einde is, dat hierdie belofte nou uitgekanselleer word. Maar ons lees dat hierdie belofte van Genesis 3 vers 15 sê, wat God uitgespreek het, kan geen mens, geen mag, geen gesag, niks en niemand kan dit verydel. Ons wil kom vanmôre by die dispensasie van genade en van die gewete, en ons lees daarvan in Genesis 3 tot Genesis hoofstuk 7. Dit handel dan, soos ons nou gesê het, van die sondeval af, en kom dan tot 'n einde, hierdie tweede dispensasie met die sonvloed. Hierdie dispensasie toon aan ons die gevolge wanneer die mens onder die mag van sonde toegelaat word om met sy eie gewete te lewe en te regeer. God het die oomblik toe die mens sonde doen, het hy agtergekom. Jy onthou dat Adam en Eva het agtergekom, hulle is naak en het weggekruip, en hulle het vyeblare gebruik om hulle naaktheid te bedek, en daar het God vir hulle hierdie gewete gegee wat vir hulle laat onderskei tussen reg en verkeerd. Maar hierdie volgende dispensasie wys ons dat onder die mag van sonde, selfs die gewete van die mens nie sal genoeg wees dat hy met God reg kan kom nie, en dat die ingebore sonde die mens verder en verder van God af gaan dryf. Dis noodsaaklik, as ons wil verstaan, om vinnig terug te gaan
na ons vorige gesprek met betrekking tot die wyse hoe God die eerste mens dan geskep het. En ek wil 'n oomblik net jou daarna terugvat. Soos ek reeds gesê het, het Adam en Eva geen gewete gehad voor die sondeval nie. En ook nie die gevolge van sonde en hulle verkeerde keuse geken nie. Jou gewete is slegs kennis om te onderskei tussen goed en sleg. Jou gewete het net die vermoë dat jy kan sien iets is reg en iets is verkeerd. Dis waarom Paulus vir die Rome gemeente in Romeine hoofstuk 1 sê, dat selfs die nasies, die heidense nasies, wat nie van Jesus weet nie, gebore is met 'n gewete en die vermoë dan het, van die sondeval af, om toerekeningsvatbaar te wees vir sy keuses en wat hy doen. So, aan die ander woorde, die gewete skep net die onderskeid tussen reg en verkeerd. Dit het die eerste mens nie gehad nie, totdat hulle van die vrug geneem en geëet het en hulle oë oopgegaan het. En soos ek nou gesê het, dit was interessant, dat toe die mens hierdie gewete ontwikkel tussen reg en verkeerd, dat hy naak is, het hy wat gedoen? Twee goed. Hy het weggevlug van God af en hy het probeer om sy eie sondigheid toe te maak deur wat hy gedoen het. Gewete mag vir ons vrees en berou produseer, maar dit kan die mens nie weerhou om verkeerd te doen, omdat die gewete geen krag en geen weerstand het, maar slegs 'n bewustheid bring tussen reg en verkeerd. Dis God alleen, dat wanneer ek reg en verkeerd sien en hy aan my die waarheid en die uitkoms aanbied en ek 'n besluit maak dat ek verkeerd is, God berou in my hart werk om te draai en na God toe te draai en my hand na hom toe uitsteek, indien ek dit daartoe instem. Gewete het geen krag en ek sal nooit berou hê vir my sonde as ek nie erken dat iets verkeerd is en ek verkeerd doen, ek in rebellie teen God is en ek dit moet stop nie. En God dan daardie berou in my hart werk om te draai en my hand na hom uit te steek. Kom ons kyk so 'n bietjie na die gebeure direk na die val van die mens. Direk na die val en die veroordeling van die mens, lees ons in Genesis 3, is beide Adam en Eva uit die tuin verban. En is daar kinders vir Adam en Eva gebore. Ek wil net myself onderbreek nou en net vir jou herinner, dat sou Eva van die vrug geëet het en Adam nie geëet het nie, sou net Eva gesterf het. Maar die oomblik toe Adam van die vrug eet, toe kies hy namens die hele mensdom, omdat aan hom die heerskappy en die regering en die gesag van hierdie aarde gegee is, kies hy om dit weg te gee en dompel hy die ganse mensdom in sonde. En nou word daar kinders vir Adam en Eva gebore. Die eerste kind waarvan ons lees is Kain. Maar daar's nie duidelike bewys of Abel die tweede seun was nie. Daar mag ander kinders gewees het wat ook gebore geword het, net soos ons ook dan van die twee seuns en later van seuns en dogters lees. Maar die feit van die saak is dat Kain en Abel nie noodwendig seun 1 en seun 2 is nie, maar dat hulle iets baie interessants en belangriks verteenwoordig. Wat belangrik is om te onthou, is dat hierdie twee seuns twee verteenwoordigers van die mensdom
weerspieël en openbaar. En soos ek nou gesê het, daar is net die een kant, mense wat doen soos God vra, God se voorwaardes nakom, en dan kry jy mense wat in rebellie met God en lewe, dat hulle eie, met die gedagte, hulle eie saligheid deur goeie werke kan bereik. Maar hierdie tweede groep ondervind ons 'n derde groep wat nie sal erken dat ek regtig regverdig is nie. Ek hou daarvan om my eie dinge te doen en ek sien nie altyd dat sonde so ernstig is nie, maar ek is dan nie goddeloos. En daarom het die mens vir hom 'n derde posisie geskep van hier in die middel wat sê ek is nie so sleg nie, maar ek is ook daarom nie so goed nie, maar ek kan genoeg doen dat God met my lewe tevrede sal wees. Abel verteenwoordig of weerspieël die regverdiges en Kain is 'n weerspieëling of 'n verteenwoordiger van goddeloosheid. Dit blyk ook as ons in die gedeelte lees dat Kain en Abel nie baie jonk was nie. Want die offerhande en die offerwerk blyk 'n gevestigde praktyk en aanbiddingsroetine te wees. Ook dink ek was hulle nie so jonk nie, aangesien die twee manne al gewerk het. Want Abel was 'n veeboer en Kain was 'n landbouer. So dit was 'n mannetjie gewees of twee mans gewees wat darm al die aarde bewerk het en hy met vee geboer. So hulle was nie jonk en onskuldig en nie geweet wat aangaan nie. Abel se dood was die rede vir 'n godsdienstige dispuut tussen hom en Kain. Aangesien sy offer aangeneem is en Kain sin verwerp is. Julle onthou die ou Bybelboeke vir die kinders het so 'n prentjie gehad van die offerrook van Abel wat so regop opgaan en die offerrook van Kain wat so in die laagtes verdwyn. 'n Baie belangrike duidelike voorstelling, maar dit het gegaan oor twee godsdienste wat aan God geoffer het en probeer het om aandag, as ek dit so kan sê, van God te trek. Die offers was baie bepalend. En daar was baie duidelik, julle onthou, dat toe Adam en Eva gesondig het en hulle met die vyeblare toegemaak het, dat God iets, hy sê nie 'n bok of 'n skaap of wat nie, iets moes sterf, want hy sê God het vir die mens velle gegee. So iets moes sterf, sodat Adam en Eva se naaktheid bedek kan word. En so glo ek, sou Adam en Eva vir hulle kinders geleer het wat die vereiste, wat die voorwaarde vir die offer sou wees. Dat 'n offer van bloed die enigste voorwaarde was. Daarom sê God vir Moses in Eksodus hoofstuk 12 dat hy vir die volk moet sê wanneer hulle die bloed aan die deurposte en aan die bodrempel sou smeer, toe God in die nag die eersgeborenes laat sterf het, het hy gesê, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. Die bloed was die teken en die bloed was die voorwaarde en die bloed was die bepaalde offer. Beide van hierdie twee verteenwoordigers maak hulle eie gevolgtrekkings. En dis hier wat u nou baie mooi en baie versigtig moet onderskei. Abel kies, en ek wil die woord kies gebruik, want hy offer die offer wat God behaag, 'n bloedoffer. Maar Kain kies, hy maak 'n keuse
En ek is seker, hy het al gesien dat sy male met bloed geoffer het. Ek dink regtig nie, hierdie was die eerste keer dat daar geoffer is nie. Kies Kain nietemin om 'n offer te bring van dit wat uit die grond kom nie. Hy besluit dat ek sal vir God gee wat ek wil en God moet met my offer tevrede wees. Abel kies 'n offer van God vir die verlossing en vergifnis van sondes. Kain kies 'n offer van dinge wat uit hierdie vervloekte aarde kom. Onthou nou, toe Adam en Eva sonde doen, het die Here God 'n oordeel oor die slang, oor Adam, oor Eva en oor die grond uitgespreek. Daar sou dorings en distels sal dit voortbring. En met ander woorde, die opbrengs van die grond kan nooit 'n aanvaarbare offer vir God wees nie. En daarom kies elkeen van hulle, omdat hulle 'n gevolgtrekking maak en 'n besluit neem, wat hulle vir God gaan bied. Of die offer wat God vra, of my offer wat ek besluit, God maar moet aanvaar. Hierdie was nie net 'n aanbiddingsoffer nie, maar dit was baie duidelik 'n sondeoffer. En die enigste offer wat aanvaarbaar sou wees, sou die bloed gewees het. Satan was nie die oorsprong van Abel se moord nie, maar ook om die belofte van 'n komende verlosser te probeer stuit. Maar ook is hy die bron en die oorsprong van Kain se werke godsdiens. Nou kom ons wees nou maar met mekaar baie eerlik. As ek aan God wil offer en ek wil met God regmaak, dan dink ek tog ek moet offer wat hy vra. En hy vra bloed. Iets moet in die plek sterf. Ek kan dit nie self doen nie. So met ander woorde, solank ek en jy nog besluit dat dit wat ek doen, my werke, aanvaarbaar behoort te wees, en ek daardeur hierdie offer maak en sê, Here, U moet tevrede wees met wat ek aanbied vir my verlossing en vir my sekerheid, dan is dit 'n werke godsdiens wat God nooit kan aanvaar. Jesaja praat van ons beste werke is voor die Here soos 'n besoedelde kleed. Nou 'n besoedelde kleed in hierdie konteks, en ek wil nog nie baie uitbrei in hierdie gemengde gehoor nie, maar dit het nie gegaan net oor 'n rok wat 'n koffiemerk op het. Dit het nie gegaan met 'n hemp wat olie of grease of grond op het nie. Dis 'n kleed wat besoedel is as gevolg van die maandelikse siekte van die vrou se maagdheid. En Jesaja sê vir die volk, julle probeer om deur julle werke by my in te kom, maar dit is soos 'n kleed wat jy nie in die openbaar sal dra nie, jy sal dit verbrand. Maar nou wil jy dit vir my gee en ek moet dit aanvaar. Ons lees dat God binne hierdie konteks 'n interessante opmerking maak nadat Kain vir Abel doodgeslaan het. Lees bietjie in Genesis 4 vers 7, waar die Here vir Kain sê, hy sê, die sonde lê en loer voor die deur. Hierdie versoeking het na jou toe gekom en sy begeerte is na jou. Hierdie sonde wil jou vernietig. Kain sien dit raak. Dis nie ek wat bevooroordeeld is, wat jou beste nie wil aanvaar. Dit kon die beste van die land gewees. Maar God sê vir Kain, hierdie versoeking van die duiwel om iets te gee wat God nie vra nie,
probeer is daar, wil jou vernietig, sy begeerte is jou vernietiging, maar jy moet daaroor heers. Daar was nog tyd vir Kain om terug te gaan, en dan miskien by Abel te gaan vra, ek koop by jou 'n offerlam, dat ek vir God die regte offer kan bied. Binne die konteks is dit God se uitreik na Kain om 'n bloedoffer te doen, omdat daar nog tyd is, voordat God hom sou straf. En sien jy, selfs in hierdie omstandighede is dit die genadige hand van God wat uitreik na die mens toe, om vir hom te sê, sien die probleem agter die versoeking. Die sonde lê en loer vir jou. Sy begeerte is om jou te vernietig, maar jy moet heers deur my manier van dinge doen te aanvaar. Anderster kan ek nie anders as om te straf en te oordeel nie. Kain verbeur sy kans en hy maak die keuse om te volhard en teen sy gewete op te tree. Jou gewete is daar die stem van die Heilige Gees, wat in genade na jou toe uitreik tot oortuiging en om 'n omkeer bekering te maak en die moontlikheid vir jou te bied om nog reg te maak met God op God se manier. Ek sê weer, die enigste aanvaarbare offer vir jou sondes is dat jy moet sterf. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Sy keuse is die rede dat Kain voor die aangesig van God weggestuur word en geoordeel word. Die standaard bly, die betaling van sonde is dood. Iets moet in jou plek sterf. En soos ons vorder, gaan ons sien hoe hierdie bloedoffer progressief verander en duideliker word, en hoe dit later na die Here Jesus self verwys. Ek wil afsluit met die uniekheid van die gebeure in hierdie dispensasie. Het is interessant dat toe Adam geskape is, lees ons in Genesis 1 vers 26 en 27, hy geskape is na die beeld en na die gelykenis van God, met klem op die gelykenis van God. Maar wanneer ons in Genesis 5 vers 1 lees, dat die mense wat geskep is na die sondeval, sien ons iets baie, baie interessants. Wanneer ons egter lees van die kinders wat gebore word uit Adam, in Genesis 5 vers 3, lees ons dat sy kinders nie na die beeld van God geskaap is nie, maar na gelykenis van God nie, maar na sy gelykenis, na die gelykenis van Adam geskep is. Die een was godliness of Gods gelykheidnis, en Kain en Abel en die res van die mensdom word geskep na die gelykenis, die menslikheid van die mens. En wat is dit? Om in sonde ontvang en gebore te word. Dawid sê, ek is in sonde ontvang en gebore, en in sonde en in skuld het my moeder my ontvang. Die seuns of die geslag van Adam word gebore na die gelykenis van Adam in sonde onder die mag van die bose. Nou, daar word nou baie vrae gevra, en ek wil nie baie tyd spandeer aan die volgende, maar ek wil net iets daaroor doen. Daar word altyd gevra, waar het Kain 'n vrou gekry, en wie was Gideon se vrou, en waar die vrou so waar daar moes ander mense op die aarde gewees het, dat hierdie geslag kon uitbrei. Ek is baie seker, en as ons na die skrif kyk, dat onder trouery
was eers nie verbode nie, want dit was hoe die geslag uitgebrei moes word. Hierdie praktyk, sal jy sien, is eers na die sonvloed verbied, want God het weer vir hulle die opdrag gegee om uit te brei en te vermeerder. So, Kain en Abel het God toegelaat dat daar nie probleme kom nie, dat hulle met hulle eie boeties en sissies met hulle eie sissies kon getrou het, en die sissies met eie boeties kon getrou het, sodat hierdie geslag uitgebrei kan word. Dit net so tussen hakies. Mense het ook baie ouer geword as vandag, en dit het verseker gemaak dat die geslag vinniger uitgebrei sou kon word. Ons lees hiervan in Genesis 5 vers 3 dat Adam 130 jaar oud was toe Set gebore is. En Adam, as ek reg was, ek dink hier by 'n 600 jaar oud geword het. Die stamboom van Kain in Genesis 4 bied ook 'n baie klompie interessante beroepe wat van sy afstammelinge afkomstig is. Hy praat van tentbewoners, van veeboere, van musikante, musiekspelers, van yster en kopersmede. En interessant, dat hierdie nie net per toeval genoem is nie, en nie net gegee word dat ons maar net die geslag kon kry, maar dit gee vir ons weer die genade en die regverdigheid van God, dat ten spyte van die feit dat God geweet het, die mensdom gaan aan die einde van die sonvloed weer sonde doen, en hy weer van vooraf moet begin, en daar 'n volgende dispensasie gaan wees, gee hy steeds die mens die vermoë, dat hy kennis sou besit, dat hy vooruit sou gaan, om te kan lewe, om selfs die ark te bou, om die toring van Babel te bou, en later ook wapentuig te kon bou om oorlog te voer. Dis die genade van God, dis sy regverdigheid. Dat God gee vir jou die vermoë, hy gee vir jou alles wat jy nodig het, en daardeur wil hy hê, dat jy nie moet groot word in jouself nie, maar dat jy hierdie heerlikheid, hierdie ontwikkeling sal sien as komende van hom af, dat jy na hom toe kan draai, en die eer vir jou lewe aan hom kan gee. Dit is belangrik om te sien, dat God tot voor die sonvloed af, net voor die sonvloed lees ons, dat God sy geduld met sonde so half getaan het. Selfs het hy toegelaat dat hulle vooruit gaan, maar daar het 'n tyd gekom, en dis hierdie tweede dispensasie wat afsluit by daardie tweede ramp wat die mensdom tref, die sonvloed, en dis juis hier waar God se genade opraak en die mens, en God sê dat dit hom berou het, dat hy die mens gemaak het, en hy die mens van die aarde sou vernietig. Die dispensasie van die gewete het 'n klompie belangrike kenmerke. Dit was gekenmerk deur wanorde wat die mens tref, wanneer hy aan sy eie lot onder die mag van sonde oorgelaat word. Hierdie sonde, lees ons in Genesis 6, het so vermeerder op die aarde, dat die Bybel melding maak daarvan. Hy sê, dat die gedagtes van die mens se hart altyd deur net sleg was. Dat die deursnee mens, as jy na hom sou kyk, sou sy lewe God rebellie wees, sou teen God wees, sou sy eie God aanbid, sou sy eie lewe hoër ag as God. En die Bybel maak aanspraak op die gedagte, dat dit so sleg gegaan het met die mensdom, dat God eintlik 'n oproep maak, 'n aantekening maak in die skrif, dat die mens se gedagtes voor die sonvloed altyd net sleg was. God sien hierdie sonde, waarin die mens homself ingedompel het. En ons nou gesê, dit het hom berou, dat hy die mens gemaak het.
Berou beteken nie dat sonde en die mens God onkant betrap het nie, maar dat die maat van die sonde so vol geword het, dat net straf en oordeel gebly het, en dat straf en oordeel onafwendbaar was. Ek wil kom by die grootste sonde wat gepleeg is, dat God hierdie aarde aan die einde van hierdie tweede dispensasie verwoes het. En dis die sonde wat hierdie aarde finaal oor die afgrond gedryf het. En dit was die seksuele gemeenskap wat daar tussen vroue en verhewe wesens gepleeg was. Wat die gevolg van hierdie gemeenskap die reëse tot gevolg gehad het in Genesis 6 vers 2 tot 8. Dit is belangrik dat ons vir 'n oomblik stil staan by hierdie gebeurtenis om so bietjie meer lig op die 'n paar mistastings te bied in die skrif oor hierdie term die seuns van God. Die Bybel noem hierdie wesens die seuns van God, en daar is baie mistastings wat ek wil graag hê ons moet uit die weg uitruim en kortliks met mekaar deel. Dit is noodsaaklik dat ons sal onderskei tussen nie net wie hierdie mense is nie, maar hierdie wesens is nie, maar ook wat hulle is en van waar hulle sou kom. Die titel seuns van God kom 5 maal voor in die Bybel en word elke keer vertaal of in verband gebring met engele. Ons lees 2 keer hiervan in Genesis en ons lees 3 maal hiervan, hierdie titel, lees ons in die verhaal van Job. Die titel seuns van God. Seuns van God verwys na 'n wese wat in die lewe geroep is, wat nie liggaamlik bestaan nie, maar wat 'n liggaam van 'n persoon kan aanneem. Jy sal onthou, as u Genesis 18 lees, van die 3 manne wat Abraham kom besoek het, toe hy vir Abraham en Sarah kom sê dat Sarah op haar ou dag gaan kinders hê, en dat hulle van daar af gegaan het om Sodom en Gomorra te gaan verwoes. Lees ons dat Abraham hierdie 3 manne sien, en baie duidelik in die konteks dat dit 2 engele was, en dat die 3de engel, in aanhalingstekens, die manifestasie of die teofaniese openbaring van Jesus Christus in die Ou Testament is. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons na die titel seuns van God kyk, dit altyd na engele verwys. Met die val van Satan, kom nou by die punt, is 'n derde van die engele verlei om in opstand teen God te kom en die heerskappy van die hemel te wil oorneem en op te staan teen God. Hierdie engele word uit die hemel gewerp en hulle staan bekend as gevalle engele. Maar dan lees ons in 2 plekke, en ek wil hê dat u saam met my daarin sal blaai, en as ons nie baie tyd nou spandeer nie, dat u hierdie 2 teksverse, teksgedeeltes weer gaan lees, maar ek gaan kortliks dit aan u voorhou. Ons moet blaai na 2 gedeeltes in die Nuwe Testament, wat meer lig hierop sal werp. Die eerste ene is 2 Petrus 2 vers 4 tot 9, en dan die ander een is in Judas, net 1 hoofstuk, vers 6 en 7. 2 Petrus 2 vers 4 tot 9, en dan Judas 1 vers 6 en 7, wat ons so bietjie meer detail oor hierdie wesens gaan gee. Die gedeelte verwys na engele, die eerste klomp, wat gesondig het. Dis die engele wat by die val uit die hemel gewerp is. Dan praat hy ook van engele wat nie hulle eie beginsels behou het nie, en agter vreemde vlees aangeloop het. 'n tweede deel van hierdie engele wat
saam met Satan in opstand teen God was. Daar is onderskeid getref tussen hierdie gevalle engele wat uit die hemel gewerp is, die wat vry beweeg en die wat in kettinge bewaar word vir die in gevangenskap tot die dag van oordeel. Hierdie engele wat 'n gemeenskap het gehad met die dogters van die mense, is die engele wat in vyandskap bewaar word vir die oordeel. Waar die ander gevalle engele die bose gees in die lug is wat ons aanval en verlei en wat met al die ellendes op die aarde mee besig is, volgens Efesiërs 6 vers 12. God kon nie hierdie aarde langer laat voorbestaan met hierdie gruwelgeslag en gee toe vir Noag opdrag om die aarde. God kon nie verder gaan om hierdie gruwelikheid te duld nie. Noag preek vir 120 jaar, terwyl God die mensdom genade bied om tot inkeer te kom. En dan lees ons in Genesis hoofstuk 7, dat God het die deur gesluit. Noag het al die diere bymekaar gemaak. Hulle is in die ark. Noag en sy familie is in die ark. En ons lees dat daar vir 7 dae niks gebeur op die aarde nie. En God die mens kans gee om hierdie uitkoms van gebruik te maak. En dan lees ons dat hy sê, en God het die ark se deur gesluit. En toe tref hy hierdie aarde met ellende. Dit reën en die aarde bars oop en die hele aarde word oorstroom binne 40 dae. Dit was reën nie net uit die lug nie en uit die hemel nie, en dit het vinnig die aarde voorspoel en dit het groter en magtig geword en die aarde het oopgebars en die aarde het met hierdie waters van onder en die waters van bo het binne 40 dae die hele aardoppervlakte toegemaak en almal wat asem gehaal het verdrink. En nou as ons aan die begin kom van die volgende dispensasie, sien ons begin God met 8 mense van vooraf. Dis my mening ten slotte, dat die oopskeer van die aarde dalk die skepping was van al die groot bergpieke met hierdie oopskeer van die aarde wat dan nou hierdie massiewe berge gevorm het. Interessant, en ek wil 'n laaste opmerking maak. Daar het 8 mense uit die ark gekom. En ons sien vandag dat daar 8 verskillende bloedgroepe is van mense. En dis baie interessant, maar dit bring ons steeds by die plek, die feit dat God van vooraf begin. Dat God weer en weer sy genade aan die mensdom uitreik. En dat God dan op hierdie stadium kom en vir jou sê, ek het op hierdie manier en op hierdie manier met jou gepraat. Ek het my evangelie progressief uitgebrei. Maar in hierdie dispensasie waar ek en jy leef, is daar net een antwoord. En dit is Jesus Christus. Daarom is dit my gebed, dat jy opgewonde hierdie reeks sal volg, dat jy die inhoud sal bestudeer, dat die Here sy woord vir jou sal oopbreek, en dat die woord weer opnuut vir ons lewe en oorvloed gaan kry. Die Here gee vir ons genade, en die Here help ons. Amen. Here, baie dankie vir u wonderlike woord. Dankie dat ons vanaand en vanmôre, terwyl ons na hierdie woord luister, ons u kan eer en kan aanbid vir u genade. Dankie dat ons weet, dat daar vandag vir ons een verlosser gebore is, en dat God die tye van onkunde oorgesien het, en nou aan almal verkondig het, dat hy die verlosser is, deur hom uit die dood uit op te wek. Ons dank u, Here, wees die naprediker van die woord, en word verheerlik in Jesus se naam. Amen.